Nou, lieve vriende, na aanleiding van die woord van die Here wat ons so saam gelees het, is dit seker 'n gedeelte wat ons aangryp en 'n gedeelte wat ons dalk bietjie, wil ek amper sê, bietjie meer laat regop sit en amper in ons oppassings bietjie meer is en as ons oor ons lewe so bietjie dink, dan mag ons dalk die vraag vra: sal ons dalk soos Nadab en Abihu, sal ons dalk soos hulle dood neergeval het of verbrand het, wanneer die vuur van God oor ons lewe gekom het, oor ons dalk ook met 'n vreemde vuur besig is en nie die Here dien met ons hele hart soos wat dit behoort te wees nie. Baie mense mag dalk nou sê, maar ons is nie in die priesterampt nie. Maar nou, wanneer die Nuwe Testament kom, dan sê die Nuwe Testament dat die kinders van die Here is konings en priesters, is ek reg? En dit is sekerlik elke kind van die Here waarop het sekerlik kom dui. Wanneer daar verwys word in die Bybel na die priesters, word daar seker na mense verwys in die bediening, maar ook so na elke kind van die Here, en dat die Here ook met ons almal hierdeur kom praat dan. Nou wil ek vanoggend vir u so vra, liewe vriende, as ons moet begin vanoggend, wat is die gevolg as ek nie heilig leef nie? Wat is die gevolg as u nie heilig leef nie? Is dit nou maar net dat ek skade ly in my eie persoonlike geestelike lewe? Is dit die enigste gevolg wat daar is? Of is daar 'n groter gevolg wanneer iemand nie meer heilig leef nie? En wanneer ons hierdie gedeelte lees, liewe vriende, dan sien ons baie duidelik, daar's 'n baie groot gevolg as iemand nie meer heilig leef nie. Liewe vriende, daar is sekerlik straf wanneer 'n mens nie heilig leef nie. Dit gebeur in 'n mens se lewe. U weet, in die natuur is daar 'n sekere soort diersoort wat tot ons groot vermaak en tot die ergernis van die boere is. En dit is nou die bobbejane wat daar is, liewe vriende. Hy moet nou net bietjie aanskuif. Skus, hy wil nou nie mooi aanskuif, net ek net kyk wat hier gebeur. As nou vra Albert Slom nou vir ons aanskuif dan. Die bobbejane, liewe vriende, is baie in 'n sekere sin soos die mense, dis hoekom party in die evolusie glo. Nou, liewe vriende, hulle het nou nie net dat hulle sekerlik omnivore is soos ons nie, maar hulle tig hulle kinders. Het jy geweet hulle tig hulle kinders? As daai klein bobbejaantjie stout is, dan gryp hulle hom en hulle gee hom letterlik 'n pak slaag, amper soos wat die mense dit sou doen, liewe vriende. En hier het by 'n geleentheid gebeur, hierdie klein bobbejaantjie het so 'n bietjie hands geraak met die mannetjie daarso, en die mannetjie het hom ingehardloop en dis 'n groot geskree. En nou ja, liewe vriende, en hy het 'n goeie loosing gekry op daardie dag dan nou ook so. Dood eenvoudig, liewe vriende, hy het die trop se reëls oortree. En toe hy die reëls van die trop oortree, toe word hy getuigtig, want hulle weet dis hoe hy oortjies oopgaan. En liewe vriende, en so leer hierdie kleintjie jong, as ek nou nie gaan luister nie, gaan ek seer kry, hulle gaan my baie seer maak hierso. En as hy aanhou, liewe vriende, sal hulle nie skroom om hom dood te maak nie, want hy is 'n gevaar vir die trop, as hy so ongehoorsaam sou bly. En daarom, liewe vriende, moet ons sekerlik weet dat die Here kom in hierdie gedeelte in Levitikus 10 en hy kom praat met die kinders van die Here. Nadab en Abihu, liewe vriende, moes as priesters opgetree het, hulle moes die dienswerk van die Here gedoen het. En in 'n rivierpan wat hulle gehad het, liewe vriende, het hulle toe nou die dienswerk van die Here nie gedoen soos God gesê het, want die Here het mos instellings gehad, presies hoe elke offer moet gebeur, en hoe elke ritueel, alles wat moet gebeur. Dit wat hulle op die dag, elke dag moes doen, met die tafel met die toonbrode en die kandelaar, daar was werk gewees wat sekerlik gedoen moes word, en hulle moes gestorg het, dat het reg gedoen is, liewe vriende. En hier het hierdie twee manne gegaan, en hulle dit toe nou op 'n verkeerde manier gedoen. En hulle die Here geterg daardeur. En dis sekerlik nou nie maar net een keer of so nie, hulle het al hoe makker geraak en het al hoe meer begin doen, liewe vriende. En die oordeel van God het oor hulle gekom in daai oomblikke. Hulle is toe juis met die vuur wat hulle moes indra, het God met sy vuur hulle verbrand, oor hulle vreemde vuur ingebring het. Dan die aangrypende gedeelte wat hier gebeur het, liewe vriende, dat die Here sê toe nou vir Aaron hulle, julle moenie ween nie, jy en jou seuns, die broers nou van die ander twee dood is, julle gaan nie julle hare laat loshang en julle klere skeur, soos iemand wat in rou ingegaan het in die Bybelse tyd dit gedoen. Julle gaan dit nie doen nie. Die res van die volk, hulle kan dit doen, maar julle gaan dit nie doen nie.
Want die Here wil hom verheerlik in hulle wat naby aan hom is. Ons het daarom vers 3 gelees, daar staan hierdie woorde. Dit is wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. En nou wil die Here hom openbaar as die heilige, maar hierdie het glad nie as heilig opgetree nie. En daarom het die Here hierdie verskriklike ding oor hulle gebring. Die broers wat oorgebly het, liewe vriende, en Aaron wat nog diens moes doen, julle moet die Here nou as die heilige laat erken. Aaron, jy gaan nie nou rou oor God se oordeel oor jou seuns gekom het, oor hulle die heiligheid van God uitgedaag het. Jy gaan nie rou nie. Jy gaan nou openbaar dat jy God liewer het as enige iets anders bo alles. Het jy God lief bo alles. Jy gaan die Here in heiligheid en eerbied bly dien. Net soos sy broers ook. En hulle het dit gedoen. Ek dink dit was nie 'n maklike ding nie. Daar was seker emosie. Daar was sekerlik hoekom het my kinders so gemaak? Wat het gebeur? Waar het hulle van die pad af gegaan? Aaron kon dalk baie dinge gedink het. Hoe het ek dit nie raak gesien nie? Hoe het ek dit nie besef nie, liewe vriende? Maar toe die Here se oordeel gekom het, toe is dit sekerlik 'n geweldige ding wat hy moes hanteer. En liewe vriende, en hy het dit reg hanteer en hy tot eer van die Here gebly. En nou, liewe vriende, al hierdie noem ek vir die ter inleiding. Want die vers wat my baie geraak het, liewe vriende, is na hierdie verskriklike oordeel en alles wat die Here hier kom sê het, kom die Here, hoor nou, na al hierdie ding wat hy gesê het, kom die Here by vers 9. Ek gaan net vir die, daar lees vers 7 eers, wat hy gesê het, vers 7 sê hy, julle mag ook nie uit die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, met ander woorde, julle gaan nie nou op om diens te doen nie, julle gaan aanhou om diens te doen. Hy sê, want die salfolie van die Here is op julle, en hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses, so hulle het aangehou om diens vir die Here te doen. En liewe vriende, nou sê vers 8, en die Here het met Aaron gespreek en gesê. So tot nou toe die Here met Moses gespreek het, Moses het vir Aaron gesê, nou Aaron en sy seuns het gedoen dit wat die Here gesê het, dit nadat hierdie 4 van God nou die 2 kinders, of die 2 jong manne dan nou daar verteer het dan. Nou liewe vriende, kom die teksvers net daarna, na al hierdie dinge, kom sê die Here hierdie vers, en hy sê daar in Levitikus 10 vers 9, die heel eerste ding, moenie wyn of sterk drank drink nie. Ek lees vir die hele vers, hy sê, jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie, 'n ewige insetting is dit vir al julle geslagte. Nou die eerste ding, dis 'n ewige insetting, so hierdie insetting het nie verval nie. Nou sê die Here dood eenvoudig, moenie wyn of sterk drank drink nie. Na hierdie verskriklike oordeel van God wat gekom het, liewe vriende. Die heel eerste ding wat die Here vir Aaron sê is, moenie wyn of sterk drank drink nie. Dit laat ons nou dink, liewe vriende, dat hierdie manne gedrink het. En hulle die werk van die Here probeer doen. En God het so haat oor dit gehad, liewe vriende, so toorn oor dit gehad, dat God hulle kom verwoes het. Habakuk 2 vers 15 sê, wie hom wat aan sy naaste drank gee. Dink oor die erns van hierdie saak, liewe vriende. Jy kan iemand anders se lewe sekerlik verwoes, wanneer jy aan daardie persoon drank om gee dan ook. Liewe vriende, behoort 'n kind van die Here te drink? En dan moet ons sê, glad nie. 'n kind van die Here moet glad sekerlik met geen alkohol enigiets te doen hê nie. Liewe vriende, nie eens by die sosiale geleentheid wat jy nou een keer 'n jaar daarom nou saam die werksmense eet of wat ook al, dan gaan jy nou sal ek daar so ietsie, nie eens daar moet jy dit doen nie, want jy is daar as 'n kind van die Here nog steeds, wat nog steeds 'n getuienis moet uitdra dat mense by die Here kan uitkom. En as ek sien die geweldige straf van die toorn wat die Here hier in Levitikus 10 gebring het oor hierdie manne, liewe vriende, dan moet dit sekerlik vir elke kind van die Here aan die hart gryp dat die Here vir ons sê, wees heilig, leef heilig, moenie met sonde speel nie, liewe vriende. Wanneer jy met enige sonde speel of toelaat in jou lewe, sal daar 'n verskriklike oordeel van die Here oor jou kom een of ander stadium.
Ek wil graag vanoggend dalk net by hierdie saak stil staan wat die Here dan sê, moenie wyn of sterkdrank drink nie, liewe vriende, moet dit nie doen nie, terwyl ons nou in hierdie tyd van die jaar in beweeg, en u mag dalk met hierdie dinge gekonfronteer word, mag u in hierdie saak sekerlik vas staan. Wat sê die Here oor, liewe vriende, oor wanneer mense, sy kinders dan nou met drank en wyn besig is? Wel, die eerste saak wat ons net moet sien is, dit bring God se oordeel. God se oordeel is oor drank. Liewe vriende, ons het nou net gelees van God se oordeel wat gekom het. Deel wat bygedra het waarom hulle vreemde vuur gebring het, is oor hulle juis wyn en sterk drank gebruik het. Dis waarom die Here vir hulle pa gesê het, moenie julle doen dit nie as julle vir my diens kom doen nie. En nou, liewe vriende, jy weet, die seën van die Here is nie oor iemand se lewe wat met hierdie dinge besig is nie. Spreuke 23 vers 21 sê, want 'n drinker en 'n vraat sal arm word. God se seën is nie daaroor nie. Verhaal in die Ou Testamentiese tyd, liewe vriende, was dit nogal 'n saak dat die seën van die Here oor jou is en dat die Here vir jou seën met besittings en dat dit met jou goed gaan. Nuwe Testament so bietjie verander. Maar liewe vriende, nou sit in hierdie opsig, wanneer mense met hierdie dinge besig is, liewe vriende, God se seën is nie oor jou lewe nie. Kind van die Here, kan u besig wees met drank of alkohol in u lewe en dink dat u die seën van God oor die lewe sal hou? Kan ons dink dat ons onheilig begin lewe en dink dat ons die seën van God oor ons lewe behou? Ons verloor die seën van die Here oor ons lewe. Die Here kan ons nie seën nie. En dis waarom iemand wat met hierdie dinge besig is, liewe vriende, moet sekerlik weet, jy ruil God se seën vir hierdie bottel of blik of wat jy ook al drink. Jy ruil dit daarvoor. Is dit werd? En liewe vriende, daarom is dit so verskriklikheid dat die Here kom sê, bly weg van hierdie dinge af. God se oordeel is oor drank, liewe vriende, onder andere in die tweede opsig, oor wat dit in 'n mens se lewe veroorsaak. Jy weet, drank bring altyd 'n ontevredenheid onder mense en 'n stryery onder mense. Die Bybel sê dit. Ek het nou nie ondervinding daarvan nie, maar die Bybel sê dit. En liewe vriende, daar staan in Spreuke 23 vers 29 tot 31 staan daar, by wie is ag, by wie is wee my, by wie is getwis, by wie is geklaag, by wie is daar wonde sonder oorsaak en by wie is dofheid van oë? By die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie. Moenie hierdie dinge doen nie, liewe vriende, want dit gaan sekerlik hierdie die wee my, hierdie stryery sekerlik bring. By wie is hierdie getwis? Liewe vriende, jy weet, dit is nogal baie interessant. Jy weet, ek drink nou 'n bietjie Coke seker, en die meeste van u weet dit nou. En dan sal kere wat ek vir mense aangebied, wil jy ook 'n bietjie Coke hê, dan sê hulle nee, dan het ek nie. Ek het nie. En ek weet nie van enige iemand hier wat lief is vir water of vir ander koeldrank dan, of vir appetizer of wat ook al, en as u nou vir iemand anders aanbied, wil jy ook bietjie hiervan, dan het u dan vir hulle gesê, jy's 'n sussie, hè? Jy kan dit nie hanteer nie. Maar die drinkers, as hulle vir jou 'n bier of wat ook al aanbied, en jy sê nee, en sê hulle, o, jy moet nog groot word, nee, jy's 'n sussie. Jy kan dit nie hanteer nie. Jy bietjie bang. Kan jy dit nie hou nie. Dadelik is daar 'n veragting. Hoekom is die veragting daar, liewe vriende, behalwe oor jou skuldige gewete? Jy sien, oor jy weet dat jy verkeerd is, en jou gewete jou dadelik aankla, moet jy hierdie gewete se stemmetjie so gou as moontlik stil maak, want God het iemand in jou lewe ingestuur wat sê, nee, ek doen dit nie, want ek wil die seën van God oor my lewe hou. En nou moet jy jou gewete stil maak, liewe vriende, en die beste manier om jou gewete stil te maak is om iemand anders sleg te laat lyk. En jy laat hulle sleg laat lyk, en jy laat voel bietjie beter oor jouself, want jy het iemand anders sleg gesê. En net so, liewe vriende, is die gestryery daarso dan ook. Waarom is dit so, liewe vriende, dat die drinkers, daar by die werk en by die familie en by watter ander plekke, waarom is dit dat dit hulle is,
wat die ouens wat nie drink nie uitskuif? Waarom is dit dat hulle is, wat sekerlik met allerhande vreemde praatjies en aanmerkingkies kom? En veral teenoor die dames, die Bybel praat bietjie daaroor ook, en liewe vriende, en al begin allerhande dinge te sê, liewe vriende, want hulle is besig met hierdie dinge. Daar's 'n ontevredenheid in hulle, daar's 'n stryery in hulle, en al hierdie dinge word veroorsaak as gevolg van drank. Liewe vriende, dit is 'n geweldige saak dat die oordeel van die Here oor hierdie saak is, want die Here weet waartoe dit lei, die skade wat dit aanrig aan ander mense se lewe, liewe vriende, as gevolg van drank wat daar is. Liewe vriende, party wil nou maak of dit 'n siekte is, liewe vriende, of jy nou alkoholist is, dan is dit net 'n siekte wat oor jou is. Nee, dis sonde. En jy is ongehoorsaam aan die Here. En hierdie sonde het duidelike gevolge in 'n mens se lewe. Jy kan nie daarmee gaan speel en dink dat jy weg gaan kom nie. Liewe vriende, ons mag sekerlik nie hierin deel as 'n kind van die Here nie. Die Here verwag van u wat diens vir hom doen. Die Here verwag van u wat getuies vir hom is, om sekerlik heilig te wees. Afgesonder aan die Here. Nie deel van die wêreld te word nie. Die Here vra dat dit so moet wees dan ook. Weet, daar's 'n derde ding wat ek vir u wil noem oor die drank, liewe vriende, en dit is, dit bring mense morele standaarde af. Dit verswak jou morele waardes, en dit maak jou gewete bietjie dood, liewe vriende, en sommer die brein in die oë ook. Ek wil nou nie heeltemal saamstem met die brein nie. Ouens is dronk, maar hulle weet wat hulle aanvang. Habakuk 2 vers 15 sê, wie hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Liewe vriende, waarom gaan mense wat nou in ontevrede is in hulle huwelike, en mense wat met onrein begeertes in hulle harte gedryf word, hoekom as hulle nou iemand soek om dinge mee aan te vang, gaan hulle daar na die drinkplek toe? Hoekom is dit daar by die drinkplek, liewe vriende, wat jy die vreemde vrou of die ander man kan optel ook? Die vrouens gaan ook uit om mans op te tel, doen dit ook. One night stand noem hulle dit. Hoekom moet die drank betrokke wees, liewe vriende? Want die drank, liewe vriende, maak dat my morele waardes val. Ek sou daar glad niks gedoen het nie, maar nou val die morele waardes hoe dronker jy word, liewe vriende, en die gewete word so bietjie stomper, want ek het al klaar ongehoorsaam gewees aan die stem van die Heilige Gees, en hoe verder ek ongehoorsaam word, hoe verder beweeg ek weg, en liewe vriende, hoe stomper word hierdie gewete, en dit lei daartoe, dat mense in groter sondes val, liewe vriende, en huwelike word opgebreek, mense se verhoudings word opgebreek, liewe vriende, die skade wat aan mense aangerig word, hoe hulle liggame onder mekaar onteer, sê die woord van die Here, as gevolg van drank wat daar die rol speel, liewe vriende. Dan moet ons verstaan waarom die Here sê, jy kan nie met drank besig wees en dink dat jy 'n heiligheidslewe sal leef, dat jy 'n lewe sal lewe wat tot eer van die Here is, waaroor die seun van God is nie, want dit maak sekerlik dat jy gaan toegee aan allerhande ander sondes. Liewe vriende, het jy al gehoor die dronk mense? Jy al gehoor, as hulle iets aangevang en sê hulle ook, het nou so 'n bietjie gedrink. Ek was 'n bietjie dronk geweest, en toe sê ek nou hierdie ding, ek was 'n bietjie oor die redes oor hy dronk was, blykbaar. En toe hy nou dronk is, dan kan jy blykbaar sê wat jy wil, jy kan amper doen wat jy wil, jy kan amper wegkom daarmee, want ons blameer dit op die drank. Dis net dalk by die hof, en sekere mense wat jou 'n bietjie simpatie mag gee, wat jy dit daarmee gaan wegkom, maar nie voor God nie. God het Nadab en Abihu verteer, met vuur het hulle verteer. Die Here daarna baie ernstig vir sy pa en sy boeties, hulle boeties gewaarsku, julle mag nie wyn of drank drink, as julle vir my werk nie, julle mag nie. As julle diens doen, julle mag dit nie doen nie. Nou kind van die Here, as die Here so ernstig daaroor is, dan moet ons sekerlik weet, dis wat die Here wil hê, ons moet tot eer van die Here leef. Ek wil vir u daar, terwyl ons Habakuk 2 vers 15 is, net vers 16 ook bylees. Hy sê, jy het jou versadig met skande in plaas van met eer.
drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en skande tref jou eer. Liewe vriende, hoeveel het hulle eer verloor as gevolg van drank? Hoeveel het in skande gekom, liewe vriende, as gevolg van drank? Die geweldigheid wat daarmee te doen het. Ek gaan nou 'n bietjie harde ding sê, liewe vriende, baie harde ding. En dit is na aanleiding van 'n praatjie wat in die radio was in die week, wat 'n vrou vertel, as manne wat onsedelike dinge aan haar gedoen het, en toe moes sy na die polisie toe gaan, om dit aan te gee. En waaroor die praatjie toe nou eintlik gegaan het, is die haaglike toestand van ons polisiestasies in Suid-Afrika, en sy moes die kamertjie beskryf waar sy nou moes ingaan, waar die persoon haar ondervra oor hierdie daad wat sy nou kom aangee wat gebeur het. 'n Baie klein plekkie, hulle sit baie naby aan mekaar, dit was baie ongemaklik. Die skande daarvan, liewe vriende, wat sy moes oorvertel, oor wat 'n dronk ou aan haar gedoen het. En liewe vriende, as jy nou saam gedrink het jy deel aan jou skande. Nou kom die Bybel, en die Bybel waarsku mense teen hierdie dinge. Hy sê, moenie hierdie goed doen nie. Kinders van God, moet dit in geen opsig drank goed praat nie, moet in geen opsig dit bevorder nie, moet in geen opsig dit verdedig nie, moet in geen opsig sê, dis nou maar net 'n geleentheid, dis hierdie een keer, moet in geen opsig nie. U moet dit haat met 'n passie, soos wat God dit sekerlik haat, liewe vriende. Dis sekerlik hoe ons dit moet doen dan ook. 'n vierde ding wat drank ook doen, liewe vriende, wat ons sien in die Bybel, is dit bevorder verkeerde begeertes. Exodus 32 vers 6 sê die woorde, en hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel, liewe vriende. En toe hulle nou gedrink het, liewe vriende, en opgestaan het om te speel, nou klink dit so half onskuldig, maar hoor nou wat sê vers 7 daar, so hy sê, toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk, wat jy uit Egipte laat optrek het verderflik gehandel. En dan sê vers 25, toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders. Liewe vriende, die geweldige ding wat hier met die volk gebeur het. Moses is op die berg in die teenwoordigheid van die Here gee hom die wet en die tabernakel, die blauwdruk daarvan. Dis 'n besondere tyd wat daar is. Hy vat te lank om te kom. En hulle sê, nee jong, ons moet ietsie begin doen. En hulle begin allerhande, die Here gee goue kalf op. En liewe vriende, toe die goue kalf opkom, toe die afgod op is. Toe die afgod in hulle lewe inkom. Weet jy wat gebeur? Toe volg die drank. Toe volg hulle, ek wil dit maar so uitdruk, sommer 'n dronkparty. Wat gelei het tot allerhande bandeloosheid onder hulle. Liewe vriende, 'n geweldige, nie 'n mooi prentjie wat daar aangegaan het nie. Iets wat algemeen in die wêreld is vandag. En liewe vriende, en toe hulle so bandeloos word, sê die Here vir sy kind Moses, wat in die teenwoordigheid van God nog is, die Here het nog dinge om aan hom te deel, maar die Here sê, Moses, jy moet nou teruggaan na die volk toe. Ons moet hierdie, verskoon dat ek dit so uitdruk, ons moet hierdie gesprek eers onderbreek. Daar's nog wat ek vir jou moet sê, maar ons moet dit nou eers onderbreek. Gaan af na die volk toe, hulle word bandeloos. Liewe vriende, en u sien, toe die drank kom, toe lei dit na allerhande verkeerde begeertes. En God weet dit. God weet dit. Liewe vriend, moenie laat die duiwel nie met hierdie ding vang nie. Moenie laat die ou klein jakkel sê, as jy dit nou so wil uitdruk, maar is laat nie so klein nie. Miskien is die glasie klein, maar die inhoud is giftig. Dit gaan 'n verandering in jou bewerk, tot skade, tot oneer van die Here, en dis sekerlik tot ander mense ook. Liewe vriende, daarom is daar 'n dringende waarskuwing in die Bybel, 'n geweldige groot waarskuwing wanneer dit kom by drank. Daar's soveel waarskuwings in die Bybel, liewe vriende,
En ek ken u nou, seker die meeste van u daarom nou so redelik, liewe vriende, van wat ek nou hier is, maar ek weet nie van die lewe vooraf nie, ek weet nie hoe dit gegaan het nie. Ek weet nie of jy al ooit dronk was nie, ek weet nie, maar ek gaan vir u net so 'n verhaaltjie vertel. Ek speel partykeer so 'n bietjie golf, en een keer het ek golf saam met ouens gespeel, liewe vriende, en dan was 'n vrou ook daar tussenin, en sy vra toe ons nou so net klaar is, sit ons nou daar so, nou het ek natuurlik koeldrank wat ek bestel, Coke, en sy, en hulle almal het drank, en sy vra vir my, hoekom drink jy nie? Is dit oor jy 'n dominee is? Sê ek, nee, is nie oor ek 'n dominee is nie, ek sê, ek is bang. Nou lag hulle almal vir my daar, lag vir my. Sê, hoekom is jy bang? Ek sê, jong, ek is 2 redes bang. Die eerste een is, ek is bang ek word dronk. En die Here sê nogal iets oor iemand wat dronk word. Nou lag hulle weer eens vir my. Ek is bang ek word dronk. En toe sê ek vir hulle hierdie teksvers, liewe vriende, 1 Korintiërs 6 vers 10, ek sê 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, moenie dwaal nie, geen oorreder, of afgodedienaar, of egbrekers, of jaloestelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek sê vir hulle, ek is bang dat ek nie hemel toe sal gaan nie, dis die tweede ding. Toe lag hulle nie meer nie. Hulle kyk my so aan, liewe vriende, en ek vra vir hulle, was julle al dronk? En ek weet, hulle almal was dronk, ek het hulle al daar gesien. Ek sê, want dis wat my so bekommerd maak, die Bybel sê, geen dronkaard sal hemel toe gaan nie. Nou, liewe vriende, nooit weer het ons saam golf gespeel nie, weet nie hoekom nie, maar in geval, liewe vriende, weet jy, dis die verskriklikheid, wat die Here sê oor 'n dronkaard. 'n Dronkaard gaan nie hemel toe nie. As jy iemand ken wat sê, hulle is 'n kind van die Here, en hulle is 'n dronkaard, liewe vriende, dink ek iemand op 'n punt kom om te aanvaar, hulle staan op 'n valse fondasie, hulle is nie regtig gered nie. 'n Ware kind van die Here breek, bely, laat staan, die Here verlos, hy maak vry. Ons het gehoor, aan die Petrus het getuig, die Here maak vry, dis wat die Here kom doen, hy verlos. Liewe vriende, dis waar dit sekerlik moet kom. Dis waarom die ernstig daarvan is, dat ons sekerlik vir iemand moet sê, jong, weet jy wat is die erns van as jy drink? Jy gaan hel toe. Liewe vriende, hierdie saak is so geweldig, 'n dronkaard is so geweldig. Nou, ek dink dis maar die Bybelse naam vir die moderne naam van alkoholis. Liewe vriende, die Here dood eenvoudig, dis so geweldig, dat 'n mens kan jouself nie daarvan verlos nie, en dis waarmee ek wil afsluit, liewe vriende, jy kan jouself verlos van drank nie. Inteendeel, daardie 1 Korintiërs 6 vers 10, sê daardie woorde, geen dronkaard sal die koninkryk van God beerwe nie, en dan sê vers 11 hierdie woorde, hy sê, en dit was sommige van julle, maar julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus, deur die Gees van ons God. Liewe vriende, hoor nou, hulle kon dit nie self los nie, hulle het nie 'n program gehad wat hulle kon wat gevolg het, doen nie die 10 stappe of 21 dae kursus of wat ook al, 3 maande vasbyt of 'n jaar sit dit, en liewe vriende, en toe sal nou los die drankie. Nee, die Here het hulle verlos. Net die Here kan 'n mens kon verlos. So geweldige ding is drank, liewe vriende. Dit vat volle beheer van jou lewe oor. Dit het 'n mag oor jou lewe, net soos enige ander sonde. Het dit 'n mag oor jou lewe, en jy kan nie doen wat jy wil nie. En die enigste wat jy kan kom verlos is die Here Jesus. Maar hoor nou, wanneer verlos die Here jou van jou drank? Wanneer jy op 'n plek om te besef, ek doen sonde teen God. Dan verlos die Here jou, kan jy verlos in jou drank. As jy besef, ek doen sonde teen God, ek doen sonde teen my medemens, ek doen sonde teen my vrou en my kinders, ek doen sonde, as ek met hierdie dinge besig is, liewe vriende, en ek besef die oordeel van God is oor my, ja, sê vuur kan uit die hemel neerdal en my verteer in een oomblik, liewe vriende, Nadab en Abihu so verteer, liewe vriende, oor hulle teen die Here so gesondig het. So kan die oordeel van God oor 'n mens se lewe in een oomblik kom, en jy besef, Heer, ek is skuldig voor U, en die enigste manier hoe ek loskom is hoe? Die Here kom,
En ek vra hom, Here, vergewe my. In die genade vergewe my van my sonde. Vergewe my dat ek ander mislei. Vergewe my dat ek ander op 'n verkeerde weg lei. Ja, liewe vriende, daar is sekere mense, net soos enige ander ding in hierdie lewe, wat alkohol beter kan hanteer as ander mense. Net soos daar van ons wat ons kan spoed beter hanteer as ander mense. Ons kan druk beter hanteer as ander mense. Ons verskil, mense verskil. Maar liewe vriende, die feit dat iemand nou blykbaar alkohol nou beter kan hanteer, liewe vriende, is nie 'n bewys of sê jy moet dit doen nie. Liewe vriende, al word jy nou nie dronk na 1 of 2 of weet nie hoeveel nie. Al word jy nie dronk nie, dink net almal wat jou sien en deel en sien wat jy aanvoer. En hulle gaan ook drink en hoe weet jy hoe's hulle, liewe vriende? Hoe kan jy dit doen, liewe vriende? Iets wat die oordeel van God oor drank. God se oordeel is daaroor. Hoe kan jy in hierdie ding deel en dan iemand anders aanmoedig hierin? En vir hulle sê, jong, as ek net enetjie kan drink, kan jy ook net enetjie drink. Liewe vriende, werk dit so? Meneer of mevrou, die vrouens doen dit net so baie, eintlik skokkend. Weet ek het so half groot geword, 'n vrou vloek nie. En die meisies het nie regtig gevloek op skool nie, daar waar ek op die skool was. Die seuns het, maar nie die meisies nie. Ja, was so 'n bietjie ordentlikheid, bietjie nog na gewees, maar vandag is dit nou 'n bietjie heeltemal 'n ander saak. Die seuns en die meisies, en ek weet nie wie praat die ergste lelik nie, maar hulle almal vloek en praat baie lelik. Nou meneer, as jy nou daar by die, en jy nou sê, jong, al wanneer ek nou vloek is, wanneer die, amper sê ek vervloekte taxi voor my indraai. Net daar in die verkeer wat ek nou 'n bietjie vloek. Anders dan vloek ek nie daar by die huis nie. As die hond my kwaad maak, sê ek net voetsek, is klaar. En nou kan jy sê, so nou en dan gee ek nou hierdie, is net in die verkeer wat ek vloek, maar hierdie kind van my. Jette, elke volgende woord is 'n vloekwoord, dan vloek hulle. En ek praat met hulle. Jy het hulle geleer. Jy het dit dalk nou reg gekry om een keer, of nou net in die verkeer, as jy nou kwaad, vreeslik kwaad is, om dan eers te vloek, liewe vriende. Maar jy het daai vloekwoord vir jou kind geleer, en weet jy wat, jou kind gebruik dit nie elke keer wanneer hulle kwaad word. Nou wil mense kom sê, met drank gaan dit anders wees. As ek net so enetjie voor my kinders drink, hulle sal ook net enetjie drink so nou en dan. Jy leef in 'n droomwêreld, die duiwel mislei jou so veel soos wat jy nie kan glo nie. Jy weet nie hoe verblind jy is nie. Jy weet nie hoe toe jou oë en jou ore vir God is nie. As jy die leuen glo. Daarom kom sê die Here vir sy kinders, wees heilig. Liewe vriende, ek sluit af. Gaan die Here hulle wat drink net weggooi? Nee. Hy het aan die kruis vir hulle gesterf, hy wil hulle verlos, hy wil hulle afwas, hy wil hulle heilig. Dis wat die teksvers sê, kom ons lees daar. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Here, vergewe my sonde. Ek het opgehou met die drinkery. Maar julle is geheilig, Here, ek is aan U oorgegee om nou reg U reg te dien. Ek gaan nie meer met hierdie dinge besig wees nie, my lewe gaan 'n voorbeeld wees nou. Maar julle is geregverdig, dank die Here uit al my skuld weggeneem. Ek staan aan die regte stand. Wat is wat regverdig beteken? Ek staan aan die regte stand voor die Here in die naam van die Here Jesus, die Gees van ons God. Waarom is ons geregverdig, liewe vriende? In die naam van die Here. Hy het my vrygemaak. Hy het my verlos. Dis die oorwinning. En die Here vergewe en hy verlos. Kinders van God, kom ons staan opnuut op vir die heiligheid van die Here, vir die eer van God, teen 'n wêreld wat vol boosheid en verkeerde dinge is, wat vol misleiding is. En U eer God, hoor nou, U eer God, en hoor nou mooi, God sal U eer. Die Here was met Aaron en die ander 2 seuns die res van die tyd. En hulle het 'n mooi lewe geleef aan die Here toegewy. En so sal God ook met hulle wees, wat dit heilig en hulle lewe heilig tot eer van die Here. Amen. Kom ons nader tot die Here. Liewe vriende, ons gaan afsluit met 'n gebed.
En as daar enige persoon vandag hier is wat sê, Here, ek dink ek is nog op pad hel toe. Want ek is nog gedronkaard, ek word nog dronk. Inteendeel, het dalk beplan om te drink in hierdie vakansietyd, want dit is mos nou vakansietyd, maar nou besef jy, Here, ek is dalk nog nooit regtig gered nie. Ek mislei myself. Wil jy nie vandag na die Here toe kom en sê, Here, dankie dat U dit my kom wys. Ek wil U nie net vra om my te verlos van die drank nie, my te vergewe daarvoor nie. Ek wil U vra om my U kind te maak. Vir my lewe waarlik aan U kom wy. En die Here red U siel en U kom dien hom. Kind van die Here, miskien is daar opnuut by U ywer vanoggend net om te sê, Here, ek moet staan teen dit wat verkeerd is. Ek moet sorg dat ek reg en heilig lewe, want daar's mense om my, by die werk, by die skool, my huis, wat sien, wat na U toe getrek moet word, en ek wil hulle nie iets in my lewe toelaat om hulle weg te trek nie, ek wil na U toe trek. En ek gee opnuut vanoggend aan God oor, en ek gaan met God deur. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat U groot van genade en barmhartigheid is, en dat U vergewe. En Here, en U het die grootste sondaars in die verlede vergewe, Here, en U doen dit vandag nog. Behalwe dit, U verlos van sonde. En ons kom bid vir hulle wat vasgevang is in sonde, Here. Vasgevang is in die leuen oor drank, Here, dat hulle tot U sal roep en U hoor. En U doen groot dade, werk vandag in iemand se lewe. En U word verheerlik. Ons bid, Here, dat U vir elkeen van U kinders in hierdie tyd vas sal hou as 'n getuie. En dat ons tot eer van U naam mag lewe en ons bring aan U die eer. Amen. Kom ons gaan afsluit, liewe vriende, met hierdie lied wat daar is. Ek sien 'n poort wyd oop staan. En kom ons gaan dit daar saam sing soos dit daar op die bord is. Is daar net een vers. Nee, ons net een vers, dan sing ons dit net so saam. Liewe vriende, as ek die seën klaar uitgespreek het, ek vra dat ek net gou so kort oombliekie net sit asseblief. Baie dankie. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die tederopsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.